sê ons laaste sessie wat gaan oor die kuns van die lewe vir die wie hom volg, en ons is steeds by Efesiërs 2. Ons het Efesiërs 2 gebruik tot om by vers 10. Doen jouself 'n guns en vat nou die Bybel en lees tot so by vers 22, veral in 3-4 verskillende vertalings. Dit sê ons is gered deur genade toe ons dood was in ons misdade saam met Christus opgewek is, en ons sekuriteit en ons waarborg lê in wat Christus vir ons gedoen het. En nie net wat jy in jouself gedoen het, nie of kan doen om gered te word nie. Ons moet onderskeid tref tussen om gered te word vir die hemel, om ewig by hom te wees, en dan ook nooi ons uit na 'n beter lewe nou dat ons gered is. Sê God dat verklaar ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke. Wat God voorberei het. Die goeie werke red ons nie. Ons is klaar gered en die goeie lewe is die uitnodiging wat hy aan ons gee. Die uitnodiging na 'n beter lewe, 'n meer vervulde lewe, wat vry is van vrees, dat jy vry is om uitstekend en vrolik te kan leef. Ten spyte van omstandighede. Hy wil die gewoontes vernietig wat ons oor en oor in die moeilikheid bring. Sy uitnodiging transformeer ons, sodat ons nie hierdie slegte gewoontes wat ingegraveer is in ons wese en in ons persoonlikheid hoogtyd vier. Hy transformeer ons na 'n vry lewe. Jou vryheid is eintlik net gelyk aan die vlak van jou gewoontes. Hy wil dus daardie vir ons sê, oefen jou in 'n betere denke en goeie gewoontes. God nooi ons uit na meditasie. Meditasie oor die woord is nie weergestel van godsdienstige reëls en wette nie, maar dit is om die stem van die Here te hoor en dit te gehoorsaam. Dit maak die deur oop na 'n God verheerlikende leefstyl. Mediteer is meer as net studeer en kennis. Mediteer is om jou in die Bybelstorie of gebeurtenis in te lees en te identifiseer met die karakters of dinge daar, jouself daar te sien. Sou jou dan vra wat in daardie verhaal afspeel vir jou, wat sal jou antwoord wees? Hy nooi ons verder uit na 'n lewe van gebed. 'n Lewe van gebed is nie hoe lank jy bid nie. Dis om die waarde van 'n gesprek te ontdek met jou vriend. Hy sê, julle is my vriende. Soos ons in die vorige sessie gesê het. 'n Gesprek waar jy kan oopmaak, 'n gesprek waar jy jou lewe voor hom bloot lê. Dit is nie hierdie miskonsep van gebed dat net als gaan om vra, om te verplig, om te kyk of hy dit kan doen nie. Daar is 'n tweede miskonsep dat dit altyd 'n worsteling is. Kom uit die idee dat gebed 'n worsteling is. Dis 'n uitnodiging, 'n gebed bring gemak by jou en wek kalmte en vreugde. Dis 'n gevoel van kameraadskap, 'n gevoel van eenheid. Ons moet uit die miskonsepsie kom van God het alles besluit en hoekom moet ons bid? Dit maak tog geen verskil as ek bid nie. Ons moet uitkom uit die vrees of mistasting dat jou geloof swak is as jou gebede nie verhoor word volgens jou verwagting nie. Gebed is ook 'n geleentheid om dinge by God bekend te maak en met danksegging ons begeertes aan hom voor te lê. Dit sluit in gebede van aanbidding, van gebede van omdraai, gebede van danksegging, van lyding, te vra oor spesifieke dinge in jou lewe en met jou pad vorentoe. Ons word verder uitgenooi na 'n leefstyl van vas, ook van mense. Nie net van kos nie, vas van die media wat ons so besig hou, vas van jou foon, vas van al jou speletjies, vas van ek wil meer en meer en meer. Ja, 'n vas ook van dit wat jy dink jy is nie verslaaf aan nie. Vas 'n bietjie 'n week, los bietjie daardie gewoonte ding wat jy dink jy nie aan verslaaf is nie. Vas ook van alles wat ons wil hê. Ons wil net koop en koop en koop. En dan verder ons dit hierdie koop as terapie. Vas is 'n bewys van waar jy presies in jou lewe is. Ons word uitgenooi om tevrede te wees met wat ons het. Ons word uitgenooi om 'n lewe te giet van lees, 'n bietjie meer te lees. Die disippels kom by Jesus om te hoor wat hy oor die huwelik en egskeiding te sê het. En hy vra hulle, het julle nie gelees nie, kerels? Dis belangrik dat ons lees en uitvind wat sê God oor 'n saak.
Moenie net tevrede wees met een persoon se opinie in een boek en selfs die misleidende romantiese leesgoed wat ons so verslaaf aan kan raak nie. Hy sê ook vir ons dat ons die lewe kan ingiet. Die woord se krag is in die eenvoud. Die krag lê meestal in die eenvoud dat alles nie so ingewikkeld is nie. Dis makliker dinge soos die Engels sê dit eintlik op 'n ander manier. Hulle sê vat 'n ding op face value. Daar is geen verskuilde agendas. Onthou net, God kan nie verduidelik word altyd nie, maar hy kan beleef word. Hy nooi ons uit om te behoort aan 'n groep en uiteindelik om te onderwerp. Onderwerping beteken eenvoudig dat jy ag die wettigheid van ander oor jou. Oral in die lewe. Reg deur die woord is dit waar en dit gaan nog die res van jou lewe waar wees tot ons in 'n lewe van gemeente leef waar jy jou regte plek vind sodat jy in verhouding lewe. Inkom waar ons mekaar dien. Waar jy jou uitbouing en jou groei beleef en ervaar is ook tussen ander mense. Petrus leer ons dat ons alle mense moet eer in 1 Petrus 2. Paulus sê onderwerp julle aan die ander. Dis 'n mekaar ding. Dis 'n mekaar ding. God nooi jou uit ook na hierdie tipe leefstyl en ook in 'n verdere lewe van diensbaarheid waar die ja van jou hart, die ja van jou mond ooreenstem om ander ook te dien en hierdie gawes en die kwaliteite en die goeie in jou lewe. Wat 'n opwindende lewe is dit nie om 'n navolger van Jesus te wees en 'n voorspelbare leefstyl vir jouself te giet waarin jy vreugde vind in hom kan vind. Kom ons bid saam. Vader, ons voel ons wil net ja antwoord op elke uitnodiging. Dankie Here dat ons U kan vind. Ons bid soos Dawid dat ons 'n wyse en 'n gehoorsame hart sal bekom. En ons hart onverdeeld op U sal rig om so kragtig ondersteuning van U te kry. Ons wil soekend bly, maar nooit ons aanvaarding en redding onderhandel of daaroor twyfel nie. Amen.